As hy Jakobus hoofstuk 2 deel 2. Ons gaan probeer klaarmaak. So geloof sonder werke is dood. Dis mos nou maar die onderwerp van Jakobus. En moenie gegooi word nie, dit is nie, jy word nie gered deur jou werke nie. Dit moet jy altyd onthou, jy word gered deur genade. Alright. Maar jou redding moet bewys word. Ons gaan vandag daarna kyk, daar moet vrug wees. Anders is dit dood. Alright, dis eintlik waar dit gaan. En Jakobus vat hom wyd, en Jakobus was 'n ou, ek dink soos Tinus sê, as hy sy boek moes Amazon toe stuur, sou hulle 'n paar veranderinge gemaak het, want baie van die goed is baie kras. Hy gaan vandag byvoorbeeld demone gebruik. Demone het geloof en meer teologie as meeste kerke. Baie kerke vandag glo nie meer in die hel nie. Demone glo in hel. Baie kerke vandag glo nie meer in die drie-eenheid en die goddelikheid van Jesus nie. Hulle het geweet hy is God. Vandag as mense weergebore word, is vir hulle baie keer moeilik om te verstaan dat Jesus die Christus God self is. Demone weet dit. So ons gaan 'n bietjie daarna kyk vandag. Dat demone se teologie, want hulle weet, hulle ken die koning van die heelal. Alright. En Christene nie, ons raak baie slim in die boek van God. En ons vorm ons eie teologie. Waar Jakobus ons net so 'n bietjie ruk terug in realiteit in dat die eerste Christene het die Bybel geglo. Vandag 2000 jaar later het ons mense, manne en vroue wat die woord verkondig wat nie meer die vrees van die Here het nie. Demone het vrees. Ons gaan dit lees daar in Jakobus en hulle sidder. Ons sidder nie meer nie. Ons het nie die vrees van God nie. Wat hartseer is. Nee? As jy regtig die koning van koning in jou ken, gaan jy alles in jou vermoë doen om te verander. Sodat jy voor hom mag staan. Alright, awesome. Dis nou maar net Jakobus. Jakobus is nie ligte boere musiek nie. Jakobus, ek weet nie hoekom dit so gekies nie, is eintlik 'n regheid boek, hy is soos Hebreërs. Hulle het te doen met Christene wat al die pad stap wat lauwarm word. Wat wil deel word van die span, die original span, die 120, daai dag is 3000 bygevoeg, en hulle het geoperate. En met tyd kom mense by, en dan stuur hy die waarskuwing van geloof. En die vrug wat by die geloof moet pas, as ek dit so kan sê. Alright, goed, geloof. Geloof is die sleutel van die Christelike doktrine. Dis die sleutel van ons geloof. Die sondaar word gered deur geloof. Jy moet tog glo. En as jy glo en hom aanneem, is jy gered. Maar jy moet eers glo. Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is jy gered deur die geloof. Deur die feit dat jy glo, word jy gered. Dis geloof. Jy het geloof gehad om te glo. Ek kan niks hoor wat jy sê nie. Nee, so jou hoofstuk 2 vers 14. Maar ons gaan nou sien toe gaan. Ek gee net vir jou intro nou. Maar ons gaan, dis deel 2, ja. Alright, good. Die sondaar word gered deur geloof, okay. Want uit genade is jy gered deur die geloof. En dis nie uit jouself uit nie. Jy kan nie gered word uit jouself uit nie. Alright, ons moet dit verstaan. Dis wat Paulus deurhamer in al sy briewe. Hy moes vir die Jood sê, luister hier, jou werke kan jou nie red nie. Jy moes op 'n dag jou tempel neerlê, die offers neerlê, jou priesters neerlê, en Jesus Christus glo, dan word jy gered. Dit was vir hulle baie moeilike konsep. En dis hoekom Paulus, veral in Romeine, dit deurhamer, en al sy briewe. En Efesiërs het Paulus ook geskryf. Dit is die gawe van God, dit is 'n geskenk, 'n gawe is 'n geskenk van God. Jy word deur jy glo in Jesus Christus, as jou persoonlike verlosser en saligmaker, jy bely jou sondes teenoor God, dan word jy gered. Dis 'n geskenk van God. Alright. Sodat niemand mag roem nie. Ek het myself gered. Jy weet, ek was so 'n goeie mens, dat ek het eenmal 'n week by die tempel gaan offer. Ek en die hoëpriester Kajafas was persoonlike vriende. Ek het hom genooi vir ete.
Daai tipe goed kan jy nie red nie. Alright. My pa en ma was sulke goeie mense, my pa was 'n dominee. Kan jy nie red nie. Jy moet op die einde van die dag jou eie geloof hê en self glo in wat jy glo. Jy moet dit doen. Die ou doktrine, ek het hier gister met 'n dame 'n gesprek gehad wat in 'n susterkerk is en haar te help om weergebore te word en vir haar verduidelik dat jou baba doop het jou nie gered nie. Dit kan jou nooit red nie. Dit was nooit so nie. Die feit dat die kinders hier voor insien, hulle is nie gered nie. As hulle nou iets moet oorkom, sal hulle hemel toe gaan, ja. Maar as hulle tot die ouderdom kom, wat hulle self moet hulle self besluit of hulle God gaan volg. Verstaan jy? Ek het al baie mense gehoor, 'n dominee al gehoor sê, dankie tog, sy dogtertjie was gedoop voor sy dood is op 2. Asof sy nou so hel toe gaan. Hierdie wrede God van ons. 'n Kind wat nie toerekeningsvatbaar is nie. So, ons reken toerekeningsvatbaarheid vir seuns is 14, meisiekinders 12, want meisiekinders is baie slimmer as seuns, hulle raak vinniger volwasse, het jy geweet. Ja, seuns in die Joodse tradisie word op 14, as ek het nie mis het nie, en dan meisiekinders op 12. Waar het ek hierdie week 'n meisie bedien? Haar kerel is 3 jaar ouer as sy, want die ouens op haar ouderdom is nog 'n bietjie immature, né? So, is maar net 'n voorbeeld, simpel voorbeeld, maar is gewoonlik so. So, die Here reken jou toerekeningsvatbaar hier as jy jou tienerstadiums bereik. Dat jy kan besluit. Hoor, gaan jy God glo of volg of nie? En baie keer verloor ons jong mense op 17, 18 in karongelukke en wat ook al dan, maar hulle kon al besluit het. Nee, dit is scary goed om aan te dink, né? Alright, maar die Here, ons is dan nou baie van ons het nou 'n bietjie ouer geword en ons het nou die ouderdom bereik en ons glo in Jesus Christus. OK. Nou wat word van my as Christen verwag is eintlik wat Jakobus dan oor praat hierso. Alright. Die gelowige moet nou sy wandel aanpak in geloof. Jy's deur geloof gered. Nou 'n ander tipe geloof het jy nou nodig om dit deur te voer. Alright, ek en jy het nou nie die lak geslaan van die ou in die kruis regs van Jesus nie. Maar hy het nog nooit geglo nie. En daai middag, okay, vandag jy saam met my in die paradys. Awesome. Alright. En hierdie week as julle ons podcast geluister het van die Beatitudes, van die saligsprekinge, en dit beteken be of this attitude. Nee? So nou vir my en jou is dan is 'n bietjie werk, want ons moet nou beter mens word. Hoekom? Want God wil ons eendag gebruik in sy 1000 jaar vrederyk en in die toekoms wat hy gaan doen, om te help regeer. Maar as jy nie kans gee vir jou karakter om te vorm nie, hoe kan hy jou vertrou? Of dink jy as jy doodgaan, gaan jy net 'n nuwe karakter hê? Jy is nie ewe skielik 'n leier. Nee, ek vir jou sê, dat as jy doodgaan, gaan jou siel en liggaam, jou siel is jou siel. En wat jy jou siel kos gee, is wat jy jou siel kos gee. Jy wil nie in die hemel aankom en sit jy daar in sub A nie. A, B, S, D, F, G. Nee, jy wil in die hemel aankom en sê, jy is my getroue diensknegt. Ek dink ek gaan jou kan vertrou met 2 stede. Of dink jy God reprogram ons? Ja, baie goed word gereprogram, ek glo dit. Maar wie jy is, essensieel is wie jy is. Nee? Ek dink Judas, ek dink hy het gemaak. My persoonlike opinie hoor. Want die Here het na sy dood eers afgevaar in die hel in. Of in die onderste dele van die aarde. Dalk was hy Judas ook daar, dalk kon hy ook bekeer. Ons weet nie. Ek hoop maar so. Ek hoop ek's reg. Ek hoop hy is ook daar. Die bedrieër. Nee? Maar Thomas, the doubter, kon dit regmaak. Hy was nie meer Thomas the doubter toe hy dood is nie. Maar hy was daar in die begin. Alright, good. So ek en jy het 'n tipe geloof nodig om hierdie aan te pak. 2 Korintiërs 5:7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. So ons wil nie heeltyd net die feeling hê nie. Ons glo nou. Jy het 'n feeling gekry en is min, is far in between, maar nou glo ek. Want ek is in die woord. Ons gaan vandag kyk. Dis die woord wat jou deurtrek, niks anders nie, julle. Hulle wat in my woord bly. Jy bou jouself op in jou allerheiligste geloof deur in die woord te bly, want die woord is awesome en die woord moet awesome aangebied word. Die woord moet nice wees, want dan sal mense glo in die woord.
Hulle moet op die diamante en die goudstukkies in die woord afkom om hulle aan te spoor. Of gaan jy as motiveringsspreker hulle aanspoor? Nee, jy wil iets hê met jou aanspoor wat ewigheidswaarde het. Profesie, profetiese woord, soos 'n lamp in 'n donker plek skyn. Dis hoekom baie kerke preek nie die profetiese woord nie. Waar nou mense vas? Ons moet mense laat vashou aan die woord. Is awesome, die woord is waar. Die woord is eenvoudig dat 'n kind dit kan verstaan. Maar nou word die woord in soveel plekke aangebied dat dit boring is. Is dit dit? Ek het een keer 'n vrou gesien wat op 'n koninkryk heerskappy seminar, sy kan nie glo dis die woord nie. Toe stuur ek na hierdie spesifieke kerk toe en sy moet by kerk aansluit. Sy sê, dit was so awesome daai naweek die woord gehoor, profesie en al die goed gehoor, openbaring en alles. Toe gaan sy na daai kerk toe. Is dit dan nou dit? Jessie, ons het 'n groot verantwoordelikheid, julle. Mense ontmoet die Here op Mighty Men's en Mighty Women's en wat ook al, nou kom hulle na jou kerk toe. Is dit? Hierdie oom Agnes het my nou opgesweep die naweek om Jesus aan te neem. Nou sê ek tussen Jesus mense, is dit? Dis die gevaar, né? Ons moet ook opgewonde wees. Ons moet dit moet lekker wees. Hoe gaan dit met jou sussie? Gebukkend onder die genade. Tough times. Ek sien die suikertjies kop in daar by Jaco. Okay, sonder geloof is dit onmoontlik om God te waag, Hebreërs 11:6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God happy te hou. Hy soek sy kinders moet geloof hê in hom. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van hom wat hom soek. Jy moet glo dat God is. Hy is die groot ek is. Hy is. Is dit nie mooi nie? Alles wat die gelowige doen buite die geloof, is sonde. Kan jy glo? Alles wat jy doen buite die geloof is sonde. So vrees is sonde. Ons moet daaraan werk. Wat is fout, Johan? Nou, jy confuse my ook nou. Nee, het is net Hebreërs 11:6. Hebreërs 11:6. Sorry, ek gaan nie weer in geel doen nie. Romeine 14:23. Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie, en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. In konteks, sê Paulus, pas op vir mense wat vir jou sê, mag jy vark eet nie, jy mag nie prons eet nie, en nou eet jy dit. Hulle moet my nou net nie nou raak sien nie. Luister man, glo wat jy glo. Dit is rarig, ek was betrokke in sulke bedienings. Dis nie sonde nie, maar wel is dit daar vir gesondheidsdoeleindes neergeskryf. Maar eintlik judge hulle jou as jy nou 'n bykinkie vat. Verstaan jy? Glo wat jy glo, staan vir iets of jy val vir alles. Nee? Yes, ek is 'n born again Christian. God oormiddel my nie wat ek eet nie. Ja, en as daai ou bottom feedertjies wat ek nou eet my siek maak, dan sit nou op my, okay? Maar ek gaan hom geniet. Boe vir jou as jy dit nie wil eet nie. Eet jy maar jou visie. Of jou steak. Jammer vir jou, as jy nie van 'n varkworsie en mash en ertjies hou soos ek nie, sorry vir jou dan. Eet jy jou beef worsie. Alright. Staan vir iets. In hierdie gemeente en ons oordeel mense nie op wat hulle eet hê. Jy sê, ek wil net hê mense moet opgewonde word oor die woord, wat nou nog van eet? Nou wil die mense besig met sulke goed. Ons kan nie mense met sulke goed besig hou nie. Ons moet opgewonde wees oor die man van Nazareth. Ons moet glo hy is binne in ons moet gaan bid vir siekes en ons moet demone uitjaag. Nou waar jy oor varkworsies en prons. Alhoewel ek nie meer pronsie eet, want ek moet Shark Tale 400 keer kyk saam met my kinders. Nou, ou pronsie het so mooi gevra hy om het toe besluit ou ook nou maar. Want my ma, my pa en almal, daai dit is maar goed hè. ek kan dit nog weer en weer kyk, so goed is dit. Alright, dis alhoewel ek is allergies vir dit. Kan jy glo? En ek is so lief vir krap en kreef maar ek is allergies vir dit. Alright. Geloof is nie wanneer jy jouself opwerk om 'n gevoel te probeer kry nie. Nou worship ek. Dit doen dit net nie vandag vir my nie. Dis nie geloof nie, hoor.
Jy kan God worship in 'n tronksel. Die gitare hoef nie reg te wees nie, dromme op die regte frekwensie nie. Dis nie geloof nie. Alright, dis 'n feeling. Dis gevaarlik feelings. Dis vertroue dat God se woord waar is, dis geloof. Nietemin hoe die kerk daar buite kan skree, dit is nie. Die kerk, julle, ek praat nie van sataniste en dit nie. Dis in die kerk, die Trojaanse perd is in die kerk. Weet jy wat is die Trojaanse perd? Wat is hy fliek se naam? Troy, gaan kyk Troy julle. Dis 'n ware verhaal. Hulle die stad omsing, hulle kon die stad net nie wen nie. Toe gee hulle op, maar los vir hulle perd as geskenk buitekant, 'n baie groote. Soldate het binne in die perd weggekruip. Hy ontsleep hulle om binne in die fort en maak die deure toe, spring ouens uit die perd uit. En dis presies die vyand gedoen het met die kerk. If you can't beat them, join them. Paulus sê, ek vrees, as ek weggaan, gaan daar wolwe en skaapklere kom. Kom subtiel in, vat 'n bietjie hier weg, vat 'n bietjie daar weg, nou dan glo jy al die leuns. Ek meen met die Bybelvertalings. In 1983 haal hulle sekere teksverse uit, sit dit in die onder, sommige minder betroubare, en nou is dit net weg. 1 Johannes 5 vers 7 is 1. Ou vertaling, daar's 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. Vers 8, daar's 3 wat getuig in die hemel, op aarde, die water, die bloed en die gees, en hierdie 3 is eenstemmig. Uitgehaal, ondergesit, minder betroubaar, dat kon tekste sê, dat die, en nou is it net gone. Dis nie meer in nie. Die Trojaanse perd is tot in die vertalings. Alright, dis 'n baie belangrike versie daai hoor. Dis die enigste vers wat direk sê, dat die 3 eenheid 1 is. Nee, baie belangrik. So jy moet dit weet, jy moet bewus wees daarvan. Alright. So ek glo God se woord is waar, selfs die minder betroubare tekste, wat die ouens sê is minder betroubaar. Ek praat nou nie van die apokriewe Bybel nie. Ek het ook die apokriewe Bybel begin bestudeer. Ek is hier by boek 2, die boek van Thomas of iets. Eendag kry ek 'n droom, die Here sit by my, sê vir my, hoor jy ken nog eers die regte Bybel en lees jy daai een. Volgende dag het ek die boodskap gekry. Toe los ek daai in, want dis nie die regte Bybel nie. Kan ek nou al vir jou sê. Want Jesus het geen wonderwerke gedoen voor die Heilige Gees nie op hom gekom het toe die ouderdom van 29-30 was nie. In daai boeke doen hy al wonderwerke van 'n laaitie af. Dis nie so nie, want die Bybel sê hy het geen. Dan staan daar geen. Alright, good. Vra. Dis vrae wat jy self moet beantwoord nadat ons nou klaar is met Jakobus op die einde van die dag. Watter tipe geloof red ons? Moet 'n persoon goeie dade verrig om gered te word? Hoe kan 'n persoon onderskei wanneer hy of sy ware geloof beoefen? Dit gaan ons sommer nou in hierdie tweede deel van Jakobus beantwoord. Onthou hierdie vraag, hou jou vinger daar. Alright. So ek kan al vir sê, wat 'n tipe geloof red jou? Die geloof in Jesus Christus, dat hy die eniggebore seun van God is, wat gesterf het vir jou sondes, dood gegaan het, opgestaan het, opgevaar het in die hemel, sit in die regterhand van God, en sy woord is waar, dis die geloof wat red. Nou gaan hy vra, moet 'n persoon goeie dade verrig om gered te word? Nee, ek het dit mos al klaar vir jou beantwoord. Jy het al die koeksisters by die kerk gebak, beste vriende met die dominee, jy is op die dames teeklap, jy is al daai goed. Dit kan jou nie red nie. Al wat jy kan red is Jesus Christus. Al wat jy kan red. Jou dade kan jou nie red nie. Maar, hoe kan 'n persoon onderskei wanneer hy of sy ware geloof beoefen? Hoe kan 'n persoon onderskei wanneer is iemand gered? Is die vraag. Want almal sê hulle is Christen. En jy sien na buitekant, lyk hy waar gered is hy. Hy ryk en lyk net die wêreld. Nee? Maar dis hoekom die Christendom sê, daai ouens sê hulle is 'n Christen en hulle doen so besigheid. Daai ou sê hy's 'n Christen, maar sy trokke ry my van die pad af. Dan staan agter op die trok se sticker, this vehicle is driven by God. Wat ook al, nee, so. Of Yeshua, al die Hebreëse name is daarop. Maar die ou wat daar ry is nie Hebreër nie. Hy's 'n Filistyn. Gevaarlik, nee? Baie gevaarlik. 3 tipes geloof volgens Jakobus. Dooie geloof. Demoniese geloof.
Dinamiese geloof. Alright, good. So, dooie geloof. Jakobus 2:14, daar begin ons, Johan. Hierdie was net die intros verniet, hoor. Wat baat dit, my boeties en sissies, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die tipe geloof kan hom tog nie red, he? Dit beteken wat ek nou net gesê het. Wat sê jy? Jy het geloof, maar ek kan dit nie sien in jou dade nie. Ek kan dit nie sien in jou lewe nie. Hulle het my na jou kerk toe gestuur, maar jy is so negatief. Jy skinder net so van Ramaphosa soos al die ander. Ja, luister gou, ek gaan vir julle gou iets sê. Julle almal is weergebore Christene, né? Almal. Is julle? Is julle weergebore? Ja, asseblief. Nee. Is jy van hierdie wêreld? Nee, jy is 'n ambassadeur van 'n ander wêreld. Moenie die politiek van hierdie wêreld jou plat trek. Alright. Moenie. Jy verteenwoordig 'n hemelse koninkryk te midde van potholes, godsdienst wat uit skole uitgevat word. Luister hier, ek skryf my seentjie in by skool, ek gaan die skool se naam nie sê nie. Hulle sê dit net een probleem met daai skool teen die ander skole in Potch. Hulle laat moslims toe en hulle geloof. Luister gou hier. Daai mense het baie keer meer grace op ons hierdie apartheid era Christelike geloofssysteem wat by baie skole is. En staan so, ek het al gesien, my dogter vir netbal en hockey kompetisies gaan Nylstroom toe. Die aand voor die tyd bly almal in die koshuis, die ouers kan ook die braai bywoon. Hulle syp. Hey, kan ons net vir meneer so en so vra gou vir ons te open? Ag Here, bid net dat U vir ons asseblief daai tipe geloof is 'n warra stories daai, hoor. Daai is nie Christendom nie. Luister gou vir my, daai is godsdiens. Dis godsdiens. Dis nie Christendom nie. Want sodra jy met daai ouens jy het nou net vir hierdie Here gebid. Kom ek vertel jou 'n bietjie van hierdie Here. Wat het Sondag by my by die kerk gebeur? Jesus het my gebruik, ek moes vir mense gaan bid. In elk geval die cricket het sien, dit gel nie lekker nie. So Jakobus roep ons op tot ware geloof. In hierdie boek is asof die Here net so 'n bietjie die skroef wil stywer draai vir Christene. In jou eie lewe om te besluit, hoor jy so, hoe gaan ek hom verteenwoordig as ambassadeur? Ek het baie by die ambassadeur van Zimbabwe gaan kuier. Netjiese man en vrou. As jy soontoe gaan, hulle wine en dine jou daaroor. Hulle behandel jou soos konings. Dis swart mense. Pastor, will you open for us because you're a man of God? Hy is die ambassadeur van sy land. Nou is ek en jy die ambassadeur van Jesus Christus. Hoe behandel ons moslems? Hoe behandel ons mense? Ons het 'n groot verantwoordelikheid, julle. Matteus 7:16, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van dissels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom mag geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Dit staan in Johannes 15 ook, die wynstok en loot hoofstuk. Niks wat in hom niks vrug dan wat afgesny word in die vuur gegooi. En daai in die vuur gooi aksie is, dit werk nie. Hy stikkend. Elke boom, okay, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk ingaan nie. Ja, hoor jy so? Nou begin ek John Bunyan se Pilgrim's Progress baie beter verstaan. Het jy dit al gekyk? Kyk bietjie. Ek sal vir die regte instuur op YouTube. Daar's baie flieks oor die Pilgrim's Progress, né? Jy's 'n pilgrim. Weet jy's 'n pilgrim? Weet jy's 'n pelgrim? Jy's nie van hier nie. Een Spesmag se lese is, we are the pilgrims, master. We will go beyond the furthest mountains. Eintlik vir God geskryf, eintlik Christelik. Ons is die pelgrims, my Here. Ons stuur ons sal na die verberge toe gaan. Dis 'n pelgrim. Dis hoekom Openbaring dan so duidelik is tussen ware kinders van die Here en aardbewoners. Alright.
So, good. Jakobus 2:15, as daar nou 'n broeder of 'n suster naak is en die alledaagse voedsel gebrek het, en hy gebruik nou een voorbeeld hier, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat 'n liggaam nodig het nie, wat baat dit? So iemand kom aan, jy sê jy's 'n Christen, sê hoorie broer, asseblief kom bid vir my vrou is siek, terminaal, ag my broer, go in peace, go forth. Nee, met daai het nou gebed nodig. Dit praat nie hier van elke tweede ou wat hier aankom, moet ons R15 voorgee en sy taxi geld betaal nie. Dis nie waar daar staan nie. Gee eers daai persoon, ek het lank al geleer, met mense wat by kerke kom bedel. Meneer, ons soek, jy weet, dan hoor ek die storie, dis altyd 'n nice storie. Nee? Johnny Cash het 'n liedjie geskryf oor Worried Man. Hy het by sy huis gaan kuier in die Bahamas, en hy sê, hier kom toe nou so 'n karwag op my afgehardloop. Hy sê, ja, wat 'n storie gaan ek nou hoor? En hierdie ou kom toe met 'n dinamiese ander storie. Mr. Cash, I don't want your money, but I'm a worried man. Ek is 'n bekommerde man. My vrou het die kos en klere. Dit is 'n bekommerde man. Toe skryf hy 'n liedjie, Worried Man. Ons het vanoggend, ek kan dit nou maar net doen, 'n voorbeeld gehad van iemand wat Karen toe nou geplaat en ek het gesê nee, maar laat hy kom. Inkom, ek sal met hom praat. Check hoe gaan dit? Naam ontmoet alles. Swaan, hoorie nee, ek het nie R15 nie. Ons gee nie geld by die kerk weg nie. Jy moet dit nooit doen nie, hoor. Want dan gaan almal kom vir geld. Alraai. Dit ek doen hierdie al jare, né? Maar ons moet altyd vriendelik wees en altyd die uitnodiging maak. Maar jy is welkom om te bly vir 'n koppie koffie en 'n stukkie koek en selfs die woord. Vererg hom, spring hier op uit. Kan jy my ten minste daar toe vat? Nee, ek kan ongelukkig jou ook nie daar toe vat nie. Verstaan jy? Een ou het al 'n koppie koffie uitgegooi daar by my. Daar by Duet. Ek sê vir hom, Mauricio, ek hoor jy praat lelik met die vrouens hier binne. Ja, maar hulle wil nie. Ek sê luister gou, jy sien daai koppie koffie het of niet gekry. Jy kan nog een kry as jy wil. Gooi hom uit daar oor die grasperk, dog ek dat ek vir jou 5voudige bediening gee teen die oor. Verstaan jy? So ons moet baie versigtig wees. Die mense se intensies van harte, dit beteken nou nie, as iemand in die gemeenskap, ons gaan nou daarna kyk, in ons gemeente nood het, dan het ons sulke projekte, ons doen dit, ons help mense, verseker. Maar elke tweede persoon wat hier aankom, kan ons nie help nie. En baie keer kom die mense aan net vir gebed, doen dit, vra vir Lisa, ons doen dit. Ek het nou dag mense van Pretoria afgekom, al die pad hier na toe vir gebed. Ons het hulle gebed gegee, hulle het die Here aangeneem, hulle is weer op hulle pad, daar gaan hulle. Wat baat het, hulle kom van Pretoria af, en ek sê vir hulle, nee, ek hoor julle storie. Daar's 'n goeie onkoloog in Pretoria. Laat ek sy nommer vir julle gee, Dr. Dawie Malan. Sy bestraling is nie so duur nie. En daar gaan hy. Wees warm en wees bly. Ek glo saam met jou vir 'n beter uitkoms. Nee. Ons moet die mense hoop gee, ons moet vir hulle bid in die spoegspad, en ons moet regtig hulle motiveer om in God te glo. Dis wat hier staan, hoor. Hy gebruik dit as voorbeeld. Hy gebruik 'n voorbeeld van, 'n ou kom na jou toe, en hy sê vir jou, hoor hierso, ek het niet. Nee, ek hoor wat jy sê, maar gaan maar. Wees warm en wees bly. Koop jou maagies vanaand vol warm sop. Dis dom. Dis nie geloof nie. Dis nie geloof nie. Galasiërs 16. Laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen. Maar die meeste, hoorie, die meeste aan die huisgenote van die geloof. Ons eerste prioriteit, my eerste prioriteit is die huis. En die ander huise in hierdie dorp. En die land. Jy gaan nou sien, as gaan dit in Petrus ook lees. Eers broederliefde, dan naaste liefde. As jy nie die broeder wat jy elke dag sien kan lief hê, hoe gaan jy naaste lief hê? En partykeer vir die naaste liefde daar buitekant en broederliefde is tough love nogal goed, hoor. Want ons wil hê Christene moet kan self dit doen. Ek kan net soveel keer bid vir jou huwelik. Daarna gaan jy dit moet doen. Daar gebeur wonderwerke, ja, daar gebeur wonderwerke. Maar baie keer in 'n huwelik kon dit werk, né? En dan die Here sal met jou partner werk tot wie ook al hulle trots moet neerlê. Strife come only, wat sê hulle? Nou vergeet ek my hele teksversie. Pride causes contention. Only by pride comes contention, as die woord. Net deur trots is daar beklei, selfs in 'n huis. Want ons het iewers toegelaat dat ons leuns glo.
En ek kan nou nie al daai goed aangaan nie, maar ja, dit is baie goed. So het begin by die huis, Matteus 25:40, en die koning se antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het, aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Luister die, wanneer 'n man van God by jou kom kuier, of 'n vrou van God, behandel hulle goed, gee water, 'n glas water, kyk na hulle, sorg vir hulle. Ek het al baie getuienisse gehoor van ouens wat genooi word om te gaan preek, een van hierdie oom, pastoor Happy Caldwell, en hy het gebly, hierdie gemeente het hom uitgenooi, vir hom en sy vrou. Hulle het nie eens gesorg dat hulle kos kry nie. Hulle het vir hulle verblyf gegee, maar hulle kry nie kos nie. Hulle het maar self gaan kos koop en goed. En daai Saterdagmiddag kom een van die ouderlinge en sê, hoorie, kyk ons pastoor na julle. Nee, maar hy sê, hoorie, ek vra vir jou, kyk ons pastoor na julle. Hy sê, nee, ons het nog niks gekry om te eet nie. Hy sê, wel, moenie worry nie. Daai pastoor is in elk geval die trekpas gegee daarna. Verstaan nie? So as ons mense nooi, nou toe besorg ons altyd, hulle kry kos, hulle word na gekyk, al daai goed. Is mos, die huis nooi hulle uit. Dan moet ons nou kyk na hulle. Tiaan het maar vertel wat hy genooi is, een keer by 'n kerk in die Bosveld, en hy het net gepreek, daarna het niemand nog eers met hom gepraat nie, hy moes maar self alles, ek kan nie verstaan dat mense dit kan doen nie. Verstaan nie, ons moet kyk na mense, en na ons eie mense, eers, ok, kan julle die skrifte sien so, ons moet nie gegooi word nie, want weet jy, baie keer kry ek mense sê, weet jy, maar ek voel skuldig as ek verby die ou by die stopstraat ry, moet nie skuldig voel nie. Die dag as die Here vir jou sê, jy moet stop daar, maar begin deur gebed, challenge ek jou, hou op geld gee, sê, hoor jy so man, het jy gehoor van Siloam gemeente, wil jy nie Sondag kom nie, wil jy nie Sondag kom, dat ons vir jou kan bid om werk te kry nie, geld het ek nie, dit klink het vir julle bekend, Handelinge, hoor jy perd, geld het ek nie, hy leer dan met sy blikkie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou, weet jy wat het ek vir jou, ek het vir jou gemeente, jy kan 'n warm koppie koffie kom kry, en 'n paar koekies, en 'n lekker boodskap, kom Jonathan preek Sondag, wil jy nie kom, is nogal Engels ook, wil jy nie kom nie, ja, nee, dan jy moes nou gedoen wat jy moes doen, is dit nie? Maar het gaan van jou guts vat, om uit te klim en 'n bietjie die evangelie te verkondig, maklik om gou 'n 10 randjie in te gooi, en dan voel ek voel nou so beter, hy gaan vat, maar hy 10 rand van jou, nee, pas op, ja, 1 Johannes 3 vers 17-18, maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in die waarheid. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is en ons sal ons harte voor hom gerus stel. Baie Christene het die regte taal gebruik in hulle gebede, getuienis ensovoorts. Christene met dooie geloof gebruik woorde as plaasvervanger vir die stawing of vervanging van dade. Is dit nie mooi gesê nie? Nee, ek moet sê, jy moet nou 'n foto van my neem, man. JC sê. Nee, is dit 'n grappie vir die mense wat nie te sien. Ons doen nie daai nie. Alright. Ja, Here, ons bid ook dan vir die toestand van die land. En nou net daarna, dan vloek hy nou vanaand sy TV kyk en hy sien die nuus wat die korrupsie is en al daai tipe goed. Dit help nie. Alright, good. Ok, hier is my baie belangrik in 2 Petrus 1 vers 5 tot 9. Ek het die hele preek net oor hierdie, maar gaan net vinnig oor dit lees. Hoor gou wat sê Petrus, 7 goed in die volgorde. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer, hoor jy met alle ywer, julle hoor jy met alle ywer. Alle ywer, by julle geloof voeg die deeg, is nou nie suurdeeg nie, vir die mense wat bak hier, ne? Is nou nie, ek gaan nou vir julle sê, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die leidsaamheid, en by die leidsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, eerste broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Raai hoeveel is daar? Sê gou vir my hoeveel? 7, 7voudige struktuur van die Bybel, 7. Alright, vers 8, ag, ek kan nie glo die geel lyk nou so nie, want as hierdie dinge by julle aanwesig is, en toeneem,
dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie, want hy, by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. God het jou verniet, jou sondiges gereinig, aflegging van jou slegte gewete in die doopbad en al die tipe goed, maar nou gaan jy net aan soos jy altyd aangegaan het, en daar's geen van hierdie nie. Deug, virtue, uitnemendheid, jy raak beter in karakter. Jy is nie meer die ou karakter wat jy altyd was nie. Jy raak beter in kennis van hom, in selfbeheersing. Jy vergryp jou nou nie net alles nie. Jy het selfbeheersing. Waar ek as bestaan 'n bottel wyn uitgedrink het, sal ek nou 'n glasie saam met my kos geniet. So begin jy selfbeheersing toepas. Ek hoef nie elke keer dronk te word as ek drink nie, of wat ook al, né? Ek het op 'n stadium soveel selfbeheersing uitgeoefen, dan rook ek nie meer nie, ek drink nie meer nie, dan gaan ek eenmaal 'n jaar, ja, gaan rook jy 2 sigarette. Sien jy, dit help ook nou nie, né? Dit help ook nou nie. Jy moet leer om dit af te lê. Alright, good. Lydsaamheid, godsvrug, broederliefde sien julle daar en naaste liefde. Eers moet ons mekaar leer lief hê. Met ons diversiteit in hierdie gemeente. Almal is anders. Almal gebruik ander roll-on. Nee, alles op special is. As jy op special is, jy anders meer aan brand te jou. Ek sê ex-policeman, ek slaat 'n ding wat op special is, en ek het al hoeveel bloukies geloop met dit, né? Alright, grappie. Oor daar's Martin Luther, Johannes Calvin, Jakobus 2:17. Net so ook is die geloof, as dit geen werke het nie, in selfsug op sigself dood. Maar niemand sal sê, jy die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Hoor dit is Johannes Calvin. Dit is geloof in Jesus alleen wat jou regverdig. Maar geregverdige geloof loop nooit alleen nie. Geloof sonder bewysbare aksies daarvan is te vergeefs. As hy, demoniese geloof. Kyk, ek is die mooiste prentjie wat ek van 'n demoon kan, ek kan amper lag vir hom, maar oké. Ek wil nie te lelike demone opsit nie, is kinders hier. Alright. Jakobus 2:19. Jy glo dat God een is. Rebecca Brown het haar boekies met hierdie skrif begin. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Dis nou Jakobus, hy ruk jou nou, né? As Jakobus vandag in hierdie kerk was dit 10 is. Hy gaan vir jou reguit sommer so enetjie gooi. Jy glo dat God een is, né? Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Né? Is dit nie 'n mooi een daai nie, né? Hulle glo dit ook en hulle sidder. Hoor gou hierso. Jakobus wil duidelik sy lesers skok. Het demone geloof? Daar is nie 'n demoon in die heelal wat 'n ateïs is nie. Nee. Demone se teologie is partykeer beter as baie Christene sin. Hulle glo in die bestaan van God. Hulle is nie ateïste of agnosties nie. Wat is agnosties? Hulle sê hulle is Christene, maar hulle glo nie in die goddelikheid van Jesus nie. Jy is klaar, jy kan net sowel ateïs wees. Want agnostisme maak skade in die kerk. Dis 'n Trojaanse perd in die kerk. Dit word by kweekskole gekweek. Baie van die leraars daar is agnosties. Hulle skryf selfs boeke oor teen die drie-eenheid en die goddelikheid van Jesus. Hulle skryf boeke daar teen in die kweekskole. Alright. Hulle glo in die bestaan van God. Hulle is nie ateïste of agnosties nie, hulle glo in die drie-eenheid van God. Hulle getuig selfs van hom. Hulle witness beter as baie Christene. Toe hulle Jesus raak geloop het tydens sy bediening, het hulle getuig van sy seunskap. Ek gaan nou vir julle wys. Markus 3:11 en 12. En elke keer as die onreine geeste hom sien, as hulle hom sien, het hulle voor hom neergeval en geskree en gesê, U is die seun van God. Hulle getuig van hom. Hulle sien hom. En hy het hulle herhaaldelik streng gebied om hom nie bekend te maak nie. Dis awesome, né? Matteus 8:29. En met een skreeu hulle en sê, wat het ons met U te doen, Jesus, seun van God?
Hulle het tot die tydlyn geken. Het U hier gekom om ons voor die tyd te pynig? Hulle weet daar's 'n tyd. Die kerk weet nie eers daar's 'n tyd nie. Daar's 'n tyd waar dit gaan stop. En dan gaan hierdie ouetjies se choppies gaan gebraai word. Om ons voor die tyd te pynig. Lukas 8:27 en tot by 29. En toe hy aan wal uitklim, besetene van Gadara, kom 'n sekere man uit die stad tegemoet. Het jy geweet daar was 2 mans? In Lukas is daar net 1, maar hulle was 2. Kom 'n sekere man in die stad om tegemoet, wat vir 'n geruime tyd van duiwels besete was en geen klere gedra het nie. Hy het ook nie in 'n huis gewoon nie, maar in die grafte. En toe hy Jesus sien, skree uit en val voor hom neer en sê met 'n groot stem: Wat het U met ons te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Ek bid U, moet my nie pynig nie. Want hy het aan die onreine gees bevel gegee om uit die man te gaan, want baie keer het hy hom saamgesleep en het hom gebind met kettinge en voetboeie om oor hom wag te hou, maar hy het die boeie uitmekaar geruk en die duiwel, dit demoon, het hom in die woestyne gedrywe. Daarop vra Jesus hom en sê: Wat is jou naam? En hy antwoord: Legio, want baie duiwels het in hom ingevaar en hulle het hom gesmeek dat hulle nie beveel om in die onderwêreld af te gaan nie. Hulle glo selfs in die hel. Vandag is daar baie Christene wat sê daar's nie hel nie. Hey, die demone glo daar's hel. Moet ons net nie so toesteen asseblief. En moenie hierdie prentjies glo wat daar 'n duiwel is met 'n vurk in die hel wat jou met die vurk steek nie. Hy gaan self hel toe. Daar gaan hy met 'n vurk gesteek word. Daar's nie duiwels wat jou met vurke steek in die hel nie. Hy word eers in die 1000 jaar vrederyk in die hel gegooi. Die hel is nie gemaak vir mense nie. Maar mense gaan uit hulle eie keuse soontoe. En daar's nie duiwels met vurke nie. Hulle wil self nie soontoe gaan voor hulle tyd nie, want hulle weet daar's 'n tyd wat hulle soontoe gaan. Nee? Hulle besef daar's 'n plek van straf. Matteus 8:29 met een skreeu en sê: Wat het U ons doen? Het U hier gekom ons voor die tyd te pynig? En hulle het hom gesmeek dat hy hulle nie sou beveel om in die onderwêreld af te vaar nie. Sjoe. Okay, vaar nou maar in die varke in. En daai hele teologie van die varke, hoekom hy dit gedoen het, sal ek nou op die bevrydingsseminar het vir julle leer. Hulle herken Jesus as regter, Markus, ek gaan gou vir julle lees, en hulle het hom aan die oorkant van die see gekom, in die land van die Gadareërs, en toe hy die skei kom daar dadelik uit die grafte om tegemoet 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in grafte gehad het. Niemand self kom met kettinge bind nie, want hy was dikwels met voetboeie so gaan aan, en altyd nag en dag het hy aangehou om te skree op die berge en die grafte en homself met klippe stukkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer en skree met 'n groot stem: Wat het ek met U te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Ek besweer U dat U my nie kom pynig nie. Want hy het vir hom gesê: Onreine gees gaan uit hom uit. Hy vra: Wat is jou naam? Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy hom dringend om nie uit die land weg te stuur nie. En daar teen die berge het 'n groot trop varke gewy, en al die duiwels het hom gesmeek gesê: Stuur ons in die varke sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het hulle dadelik toegelaat, en die onreine geeste het uitgaan en die varke gevaar en in die trop, en daar was omtrent 2000 het van die kraans af in die see gestorm, die see verdrink. Hulle weet Jesus is die regter. So, dis nou demone vir jou. Dis demoniese geloof. Dooie geloof, sonder werke is dooie geloof. Die demoniese geloof, demone glo selfs. Meer as baie Christene. En dan dinamiese geloof. Jakobus 2:20, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Ware reddende geloof is gebaseer op die woord van God. Ons ontvang ons geestelike geboorte uit die woord van God, Romeine 10:17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Jakobus 1:18. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Dinamiese geloof sluit jou hele persoon in. Jou denke, gedagte, verstaan die waarheid van die woord. Jou hart begeer die waarheid van die woord. Dan sal jou wil reageer op die waarheid van die woord. Gees, siel, liggaam. Alright. Dis die woord van God wat vrymaak. Johannes 8:32. As ek dit nie geweet en gesnap het nie, kan ek nie bevryding doen nie. Want jy sal die waarheid ken en die waarheid maak jou vry. Elke keer as jy in hierdie gemeente woord hoor, suiwer, undiluted woord, word jy bevry. Elke keer. Dis hoekom dit belangrik is om tyd in die woord te spandeer. Of om goed oor die woord te hoor. Want dit maak jou vry, dit maak jou bly. Vry, bly, dit maak jou vry. Abraham
Sy regverdiging, daar's nou 'n baie mooi prentjie, daar keer die engel van die Here vir Abraham, omarme baba Isak, Isak reken eintlik was 'n man van 30 alhoor. Ek het nou nie vandag tyd, ek sou nog 'n bietjie meer tyd op dit wou spandeer, maar ons het nie tyd om nou te diep op dit in te gaan nie. Ek gaan net vir julle lees, julle kan self die skrifte gaan lees. Abraham is 'n tipe van wat God met Jesus gedoen het. Op daai selfde plek wat hy hom geoffer, of sou offer, is omtrent 2000 jaar later Jesus geoffer. Het 'n pa sy seun geoffer. Alright. So, dis waar die hele storie gaan. Daar's baie ander tipes in dit. Selfs toe Abraham, die man, ek het nou sy naam vergeet, gestuur het om vir Isak 'n vrou te kry, is dit 'n tipe, daai man is 'n tipe van die Heilige Gees. Hy het vir Isak 'n vrou gaan soek en hy het haar gaan haal en teruggebring. Dit is 'n tipe van die Heilige Gees, die kerk en ons wat dan deur die Here gevat word. Alles is tipes in die Bybel. Alright, Jakobus 2:21, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Jakobus 2 vers 24, sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Abraham was al etlike jare voor dit in Genesis 15 gered. Maar sy geloof was getoets, hele paar jaar later, deur sy werke. Alright. Daarso, Genesis 12, 15 en 20, Abraham was geestelik bankrot, maar die Here het sy rekening vereffen. In Genesis 15 al, vers 6, en hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Hy is geregverdig, omdat hy geglo het. Maar later was sy geloof getoets, in die werke wat hy moes doen. Regverdiging teenoor en met God is nie 'n proses nie, maar 'n aksie. Dis nie iets wat die sondaar doen nie, maar wat God vir die sondaar doen. Vir die sondaar doen. Hoe kan 'n mens sien wanneer iemand geregverdig is by God? 'n veranderde lewenstyl. Toe hy in Ur was, en hierdie God vra vir hom in Ur al om sy seun te offer, wat hy nog nie gehad het, dink jy hy sou? Nee, hy was nog nie gered nie. Jy gaan nie so iets doen vir 'n onbekende God nie, wat gaan jy doen? 'n lewe neergelê vir God, 'n lewe gehoorsaam aan God se wil. Genesis 22 demonstreer dat Abraham al reeds gered was, meer as 30 jaar na Genesis 15:6. Abraham was vol vertroue dat hy en sy seun saam sou terugkeer van die berg af, Genesis 2, gaan lees dit daar. Hy sê vir die ouens wat die pakdier oppas, hoor ek en my seun gaan terugkom. Jy het nou geraak gelees, jy gaan lees dit bietjie. Hy was vol vertroue selfs, al moes hy sy seun doodmaak, dat God die seun uit die dood sou opwek. Alright. Dis geloof, hoor. Jakobus 2:20, geloof het saamgewerk met werke. Jesus leer ons dat 'n boom geken word aan sy vrugte. Daar in Matteus gaan jy lees dit. Jakobus 2 vers 33, en die skrif vervul wat sê, Abraham het God geglo, en is tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Hy was regverdig verklaar as gevolg van sy geloof. Romeine 4:1, is my baie mooi in die Passion Translation. Hier verduidelik hy vir jou baie mooi Romeine 4:1 tot 5, hierdie hele verhaaltjie van Abraham. Let me use Abraham as an example. It's clear that humanly speaking, he was the founder of Judaism. What was his experience of being made right with God? Was it by his good works of keeping the law? No, for it was by the things he did, he would have something to boast about. But no one boasts before God. Die wet het toe nog nie eens gekom nie. Listen to what the scripture says. Because Abraham believed God's words, his faith transferred God's righteousness into his account. When people work, they earn wages. It can't be considered a free gift because they earned it. Alright, verstaan julle? Alright. But no one earns God's righteousness. It can only be transferred when we no longer rely on our own works, but believe in the one who powerfully declares the ungodly to be righteous in his eyes. It is faith that transfers God's righteousness into your account. Dis baie mooi, gaan lees daai oor en oor, maak dit jou eie. Alright. So, wie's daai?
Gandhi, hoekom sal ek nou Gandhi opsit? Kyk gou hier, Galasiërs 3 vers 6 en 7, net soos Abraham aan God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken, julle verstaan dan dit, dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Die het gebeur 14 jaar voor sy besnydenis, toe hy gered was. Nee? En 430 jaar voor die wet. Daar was nog nie 'n wet nie. Alright. Titus 1:16. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloor hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Deur sy geloof was Abraham geregverdig voor God. Deur sy werke was hy regverdig voor die mens en sy regverdigheid was gedemonstreer. Verstaan jy, die mens het gesien, hierdie is 'n man van God. Hy was bereid om sy eie kind te offer. Dis 5. Dis 'n man wat aan God glo. Dis wat hulle probeer sê hierso. Gandhi, wat is die grootste struikelblok vir Christene in Indië? Christene. Hy sê hy sou Christen geword is nie Suid-Afrika toe gekom het. Toe word hy van die trein afgegooi by Durban omdat hy nie wit is nie. Christen het hom afgegooi van die trein af omdat hy nie wit is nie. Rasisme is uit die put van die hel uit. 'n Christen, 'n ambassadeur van God mag nie rasis wees nie. Ek praat hard daarteen want ek was een. Alright. Het ons tyd nog gou klaar te maak, Lisa? Ok, die wat moet gaan, kan gaan, ons het nog so 10 minute, is jy reg met dit? Lekker, ek is nou onder rolie, my mond's bietjie droog, maar hy gaat ons. Ek voel my so warm hier voor my rol ons kop nou in. Ok, Ragab geregverdig. Jakobus 2 vers 2, en is Ragab die prostituut? Sagter woord, né? Sagter woord, né? Nie ook net so geregverdig uit die werke toe. Nou gebruik hy het nou vir demone as 'n voorbeeld gebruik, hy het vir Abraham as 'n voorbeeld gebruik, nou gebruik hy Ragab as 'n voorbeeld. En is Ragab die prostituut nie ook so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Gaan lees gerus daar in Josua 2 en 6, ook Hebreërs 11:31. Ragab was 'n immorele persoon. Alright, sy was nie 'n Jood nie. Tog is sy die ma van Boas. Wie's Boas? Naomi Rut. Rut is getroud met Boas en hy is die oupa grootjie van Dawid of Jesse, Dawid se pa. Alright. Jesus tog is hy die ma van Boas en is deel van die bloedlyn van Maria. Jesus se ma. Nee? Ragab was die teenoorgestelde van Abraham wat 'n gerespekteerde patriarg was. Sy was 'n nie-Jood, 'n heiden, sy was 'n prostituut. Sy was nie 'n prominente figuur in die Ou Testament gewees nie. Tog word sy ook genoem in Hebreërs 11. Deel van al die groot Ou Testamentiese gelowiges. Hulle noem Hebreërs 11 the Hall of Faith of the Hall of Works. Al die mense het hulle geloof bewys. Ok, ek raag het sê, hoor, ek het gehoor van hierdie God vir julle. Ek werk eerder saam met hom of ek teen hom werk. Kom ek steek julle weg. En het jy geweet, en as gaan nou soos die Matteus doen, het ek nou die wonderlike voorleg om Matteus hoofstuk 1 te doen oor die bloedlyne, wat baie boring is so baie mense, maar as jy daai bloedlyn sien, sal jy sien is die bloedlyn van Adam af tot by Josef. Lukas is die bloedlyn van Adam af tot by Maria, en waar het hy gesplit? By Dawid se 2 seuns vat Salomo, Jesus moes eintlik gebore word uit die bloedlyn van Salomo, maar toe vat hy 'n paar honderd vrouens vir hom, toe vat hy die boetie Nathan, en uit Nathan uit is hierdie een, en Josef is uit Salomo uit. Baie interessant, né? Baie interessant. God pas tot die bloedlyn aan, want hoekom? Genesis 3, die oorlog sal wees tussen die vrou se saad en die slang se saad. So die slang het heeltyd probeer om die saad te defile, sodat ons Jesus nie uit 'n maagd gebore kan word nie. Baie mense vat, veral op kampe, het een ou een keer vir my gesê, ja, maar die vrouens vat groot offense as jy dit sê. Hoekom was die wet daar? Die wet was daar, as die wet nie daar was nie, was daar nie een maagd oor dat Jesus gebore kan word uit 'n maagd nie. Maar dit staan in Galasiërs 3. Nou, hoekom was die wet daar? Om die saad te beskerm. Die saad was aangeval. Luister hier julle, nee? Die seksuele is die manier wat die vyand saad aanval. Deur dit wat God gemaak het om rein te wees, maak hy pervers. Luther het voor in die NG Kerk 1988 al gesê,
Van seks weet die Satan niks. En dit is so. En hy het met jong kinders gepraat. Hy sê vir hy seuns en dogters, dis so spookasem, jy proe daaraan en dan is dit weg en dan sit jy met die gevolge. Ja, dan sit jy met die gevolge. Dis hoekom die huwelik is gemaak vir die. Of seks is gemaak vir die huwelik. Anders is dit chaos. Seer, pyn. En hy val die saad aan. Alright. The Hall of Faith, daar's Rahab. Maar sy is toch gebruik deur God met al daai goed. Want God sê ek het die mense nodig nie. Ek kan kies wie ek wil. Is dit nie awesome nie? Wie ek wil. Geloof sonder werke is dood. Jakobus 2:26. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Lukas 12:47. En daardie diensknegt wat die wil van sy Heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slaag geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat die slaag verdien, sal met min slaag geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word. En aan wie veel toevertrou is, van hom sal oorvloediger geëis word. As jy daai hele konteks lees van daai deel in Lukas, is dit eintlik die 10 maagde van Matteus 25. Nee? So, jy wat weet, word daar meer van vereis. Hoe meer kennis jy van God en openbaring jy van God kry, hoe meer verantwoordelikheid kom aan jou teenoor die ou wat in die kruis gehang het. Hy het nie kans gehad om vandag te sit onder Jakobus nie. Hy is dood voor dit. God kan mense red op hulle sterfbeddens. Baie keer as 'n ou hierdie pad met die Here stap en hy draai die skroef vir jou in jou lewe stywer, dan wens jy baie keer, was ek nie maar die man aan die kruis aan die regterkant. Moenie moed verloor nie. Ek het dit nou dag gesê, wees elke dag, probeer beter wees as jy gister was. Want God is heilig en hy wil hê ons moet heiliger wees. Hoekom? Om jou te beskerm. Om jou lewe beter te maak. Jy dink jou lewe gaan nie beter wees, maar dit gaan beter wees. Hoe meer jy neerlê van jouself en van die wêreld, hoe beter en hoe beter gaan jy voel ook. Hoe meer jy dit doen. Weet jy wat, jy kom later op die stadium wat jy net nie worry wat ander van jou dink nie. Want God dink jy's awesome. Hoe awesome is dit nie? Jy word nie meer geafronteer deur wat mense vir jou sê nie. Ons moet eendag in 'n kruis kan hang en sê, Here, vergewe hulle, weet nie wat hulle doen nie. Of gaan jy in die kruis hang? Dit kom my toe, hulle moet... Verstaan jy? Ons moet so word. En ons is nog nie een daar nie, maar God verwag van ons, want ons moet sy ambassadeurs word. Jy moet die Armani soe dra van die koninkryk van die hemel. Jy moet in die limo kan ry en hom verteenwoordig. Gaste word na jou huis toe genooi en jy moet hom verteenwoordig. Dis lekker, julle. Maar dis die verantwoordelikheid wat hulle wil ons moet vat. 2 Korintiërs 13:5, ondersoek julle self, hierdie is die toets. Ou Chuck Missler noem dit, hierdie is jou midterm examination question. Hier moet jy jouself oordeel. Elke ou oordeel homself, né? Ek oordeel myself elke dag voor God. As ek 'n Sondag klaar gepreek het, word ek aangeval deur die vyand. Zip, 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 jy moes dit gesê het nie, dit gesê het nie. Dan moet ek stil raak en ek moet, hey man, hey, raak nou rustig. Dan moet ek so dag of 2 saam met die Here spandeer. En ondersoek ek myself. Ons moet dit doen. Ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef. Of is jy nie seker van jouself dat Christus in julle is nie? As jy ten minste nie verwerplik is nie. Gaan lees dit in al die vertalings. Bly in Christus. Jy is in Christus. Hoe meer jy in Christus bly, hoe meer sal jy sommer net van self begin. Dit sal uit jou uitkom. So ek kan nie glo ek het dit nou gedoen. Waar het die guts vandaan gekom om dit te doen? Verstaan jy? Want jy bly in die woord en die woord bou jou. Dis jou gym. Ek gaan 'n bodybuilding kompetisie deelneem, maar ek gaan glad nie gym nie. Daar is so grappie van hierdie bleek ouetjie wat ook al voor toe staan. Hierdie bodybuilders is so brein gebrand en hier staan hierdie Milky Lane maar wit ouetjie.
Maar uit 'n joke uit het dit nou gedoen. Dis hoe jy gaan lyk tussen die ander Christene. Die ouens oefen hulle muscles elke dag, hulle is saam met die Here, hulle is in die Christelike gym. Maar jy het besluit, nee, maar dit sal vir my werk, as ek net so nou en dan, dit gaan wys, hoor. Dit gaan wys. Slot. Sien julle, ons gaan klaarmaak. Lukas 3 vers 8. Dra dan, Johannes die Doper, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. Dis nog voor Jesus. Dra vrugte wat by die bekering pas. En moenie julle by julle self begin sê, ja, ons het Abraham as vader, man, ons is in 'n goeie bloedlyn. Ons is sharp. Ons het die tempel. Ons het alles. Christene moenie dieselfde fout maak nie. Ons kom uit duisende jare se tradisie. Ons is 4de, 5de generasie Christene, meeste van ons. Hey man, ek is deel van die voortrekkers. Daai manne het met die Bybel oor die Drakensberge gekom. Maar wie is jy? Daai ouens is sonder die groot doop oor die berge. Dis geloof, hoor. Dis geloof. Imagine hulle was almal groot gedoop. En geloop in die spiritual goed, maar hulle het dit nie geken nie, geweet nie. Hulle het met wat hulle geweet het oor daai berge getrek. En dis goed. Ons weet nou al baie meer. Ons is supposed to be om weer terug te trek. Ek spot hom net so. Alright. Dra dan vrugte bekering pas. Jy moenie by jouself begin sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham te verwek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die boom. Maar elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En die skare het hom gevra, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? En hy antwoord en sê vir hulle, wie 2 kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie. En wie voedsel het, moet dieselfde doen. So, begin werke doen wat by die bekering pas. Alright? En tollenaars het ook gekom en gedoop te word. Dis die ouens wat die tax so bietjie wyd het en gehelp het en vir die Romeine die tax, niemand het hulle gelyk nie. Volgens die meester, wat moet ons doen? Hy antwoord, moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. Hou op chocho. En die soldate, hierdie gebruik ek by polisiestasies, vele keer al. Eerste keer toe by polisiestasie bespreek by Durban by die Bluff, saam met die Todd White konferensie, stap ek daar in. Sê, Here, wat sê ek vir hulle? Sê vir hulle die. En die soldate en polismanne het hom ook gevra en gesê, en ons, wat moet ons doen? En hy het vir hulle gesê, moet niemand geweld, moenie mense martel nie. Hou op my ou te skop voor hom in die vangwa gooi. Geweld aan doen of afpers nie, en wees tevrede met jou pay. Hoeveel polismanne is tevrede met hulle pay? Niemand. So jy moet nie mense martel nie. Hou op chocho, hou op korrup wees, en wees happy met jou pay. Weet jy, min mense is happy met hulle pay? Baie man. Dus waarom elke dag met jou gebed wees as kind van die Here? Here, baie dankie. Ek gaan nie worry oor, ek gaan eet nie, ek gaan nie worry oor, ek gaan aantrek nie. Dankie vir wat ek het. Ek soek u koninkryk en ek soek u geregtigheid. Sjop, die Here sal toevoeg. Hy sal, gee hom kans. Hy sal sorg vir die laaste week van die maand. Hy sal. En ek maak klaar. Chuck Pierce, ken jy hom? Jesus Revolution, is hy die dominee wat die ouens by mekaar gehou het. In die movie speel Kelsey Kramer, wat is sy naam? Ag nou, ek kyk hy reeks gekyk, nou kan ek nie eens onthou. Fraser speel die ou. Ken jy vir Fraser? Ja, goeie storie hoor, maar in elk geval. Ek hou van Fraser se pa, die polisman op die stoel. Els het my gesê, hoor, ek kan enigiets in die huis het, maar nie so stoel nie. Ek wou so stoel vir my kry. Sy pa het vir my so lekker gelyk vir die TV met die remote en die stoel. Maar in elk geval. Alright, hoor dit sê ek, julle gaan hierdie op die PDF en dan kan jy dit maar lekker deurlees op julle eie. The body without the spirit is dead. So also is faith without works dead. No man will ever be moved to action without faith, and no man's faith is genuine unless it moves him to action. There is 2 oars in a rowing boat. 2 roeispanne in 'n boot. Only one will lead you in circles. Jy gaan net in die rondte draai met die een roeispaantjie. In circles. It takes 2 oars to get you any place. Faith and works are companions. They work together. The faith produces the works. The works demonstrate the genuineness of the faith. Makliker kan ek dit nie sê nie. So anderste, as jy net die geloof het, ja, ek glo in Jesus, een roeispaantjie, draai in die rondte.
maar ek het nou die 5 en ek het die werke. Nou sien ek, nou gaan ek vorentoe. En dis wat Jakobus probeer sê in die laaste 10 teksversies wat ons nou gedoen het. Geloof verniet gekry. Nou sê jy is 'n Christen, nou doen jy wat 'n Christen moet doen. Want jy moet ander Christene produce, daar moet ander geestelike babietjies gebore word, deur jou. Hierso sien ek vrouens hierso, geestelike maas van duisende geestelike kinders. And it's up to you. Dis ons almal se job. Julle is almal geestelike maas, vir geestelike kinders. Hoe awesome is, wat 'n voorreg. En hoe gaan julle daai geestelike kinders groot maak in sy wêreld, in God se, as ambassadeurs dan nou, van God se koninkryk. Elkeen van ons word genooi om dit te doen. En my werk is, en ek sien dit baie keer, want God sê vir my, ons elkeen gaan voor hom staan. En jou currency in die hemel is siele. Wat gaan jy bring na die koning toe, as jy voor hom staan? Wat het jy in jou hand? Here, ek het niks vir u gedoen nie. My ma het gesê, Jesus Johan, ek kan nie soos jy preek nie, en ek sien nie Utrecht, en ek, sy hartseer, nee. Wat kan ek doen? Ek sê, ma werk by hospice, ma help die mense, ek kan dit nie doen nie, ek het nie die guts om dit te doen nie, en sy gaan na die mense toe, sy sit vir die mense doeke aan, vat vir hulle suurstof, sy maak hulle skoon, hou hulle hande vast terwyl hulle doodgaan. Reine en onbesmette godsdienst voor God is dit, om die mense te besoek, waar hulle self nie kan help nie. En dis wat God van ons verwag. Ja, maar Here, waar het ek jy gehelp? Waar het ek mense water gegee? Hy sê, toe jy het vir daai een gedoen, het jy het vir my gedoen. Nie almal is gemaak om te preek en bekeringsboodskappe te gee, wat 2000 ouens op een slag hulle harte vir Here gee, nie? Hey, weet jy wat se verantwoordelikheid is dit? Hoeveel van die 2000 gaan genuinely hierdie pad begin stap? Dis waar die gelykenis uitkom, en die saad val in die grond, party val in dorings en dissels, hulle was net vir 'n tyd, hulle het gehoor vir die naweek, maar woensdag toe vou hy weer. Nee, so ons almal kan iets doen vir die koninkryk. Al is dit net om daai oom en tannie te gaan help, en daai oom, weet jy hoeveel keer moes ek doodsbegeleiding doen? Vir daai oom te sê, hoor die oom, jy het hom. Glo oom dat Jesus Christus sê, ja maar Jace, ek het nie in my lewe, het ek goed vir die Here gedoen nie, ek het niks, ek het net vir myself gelewe. Ek sê, oom, kom ons bid. Here, vergewe my, dat ek my hele lewe lang, ek is besig om dood te gaan, my hele lewe lang net vir myself gelewe het, vergewe my daarvoor. Ek sê, oom, die Here het jou vergewe. Het jou vergewe. En oom kan, volgende dag sy dood. Hier is 'n groot verantwoordelikheid, nee? Ek sê van, o Heer, ek hoop ek's reg nie. Ek weet ek's reg. Ek ken die woord. Ons moet weet. Want jy gaan ook nog dalk iemand doodsbegeleiding gee. Daar gaan nie 'n pastoor of 'n dominee wees, jy gaan dit moet doen. En dan gaan 'n geliefde wees of iemand wat naby jou is en jy moet dit doen. Jy gaan op 'n plek kom waar dan niemand anders kan bid nie, jy moet bid. En dit is wat ons onsself voor moet opbou in die woord van God. Geloof, is gered deur geloof, maar what on earth are you going to do for heaven's sake? Nee? Nou het ons 'n verantwoordelikheid, of jy het vir jouself hou. Die talent, 5, 2, en die een wat 1 gekry het, gaan begrawe. Here, ons het geweet, die is kwaai, ek wou dit nou nie, jy weet, ek is nou nie opgelei gewees in die woord nie, so ek het eendag maar begrawe. Hoor jy, kon nie 'n dommer ou kry as Petrus nie. Hy het nie 'n skool deurgekom nie, en God het hom gebruik. Hoe awesome is dit nie? Amen, kan ek vir ons bid? Lekker. Vader, baie dankie vir vanoggend se woord, dankie vir Tannie Fransie en die woord wat sy vanoggend gebring het. Vader, dankie vir Dylan wat vandag verjaar. Vader, maar geef U vir ons wysheid. Here, help U ons in ons eie lewens. Here, daar waar ons uitgaan vandag, daar waar ons die naweek is, waar ons ook al is, mag ons U lig skyn. Here, ons almal maak foute. En dankie dat U genade troon heeltyd daar is. U is 'n getroue regter. En U sê in Hebreërs 4, ons kan met vrymoedigheid na U genade troon kom om op die regte tyd gehelp te word. Want U het medelee met al ons foute. Maar sonder sonde. U het nie sonde nie. Dis hoekom ons na U toe kan kom, getroue regter.
dat U gesterf het vir al ons sondes, al ons foute. Ons eer U naam, ons loof U naam en ons prys U naam. En mag U die naprediker wees van hierdie woord. Amen, amen en amen. En dit het ewe skielik bitter warm geword. En ek dog is nou amper Maart, ons gaan nou 'n bietjie koeler kry.